Kom ons bid net saam voor ons lees. Here, met die woord voor ons oop, is dit net ons groot begeerte dat U self van die woord sal kom. U doen dit deur die Heilige Gees wat hierdie woorde wat op papier staan lewend te maak in ons harte. My gebed is dat dit werklik sal gebeur met elkeen van ons wat volgend hier sit. En ons pleit dit in Jesus se naam. Amen. Paulus het hierdie brief geskryf aan die gemeente in Rome. Rome is waarskynlik die een gemeente wat hy nie self gestig het nie. En hy skryf waarskynlik hierdie brief terwyl hy nog in Korinthe is, hier rondom 55, 54, 55 na Christus is die tyd wat die brief hier geskryf is, in die hoop dat hy uiteindelik ook by Rome sal uitkom, wat ons weet aan die einde van sy lewe inderdaad gebeur het, maar nadat hy hierdie brief hulle geskryf het. En ons ken nou die Romeine brief nou al in 'n groot mate, klomp wonderlike goed wat hy oor die evangelie daar skryf, maar kom ons hoor vanoggend, daar van vers 11 af, rondom die wederkoms van die Here, die dag van die verlossing, waarna ons nou uitsien hier in Adventtyd, wat hy daaroor te sê het. Vers 11, en dit is alles is nodig, omdat julle weet hoe laat dit al is. Die uur is reeds daar dat julle uit die slaap moet wakker word. Want die tyd van ons finale verlossing is nou nader as toe ons tot geloof gekom het. Die nag is byna verby, dit is amper dag. Laat ons dan ophou met die werke van die duisternis. Laat ons die wapens van die lig opneem. Ons moet welvoeglik lewe soos dit in die daglig hoort. Daar moet geen drankery en uitspattigheid, geen ontug en onsedelikheid, geen rusie en jaloesie wees nie. Nee, julle moet lewe soos volgelinge van die Here Jesus Christus en nie voortdurend daarop uit wees om julle sondige begeertes te bevredig nie. Ons gaan net tot daar lees. Nou, geliefdes, ek glo die meeste van ons wat vanmôre hier sit, gebruik op een of ander manier 'n wekker, 'n alarm, om in die oggend wakker te word. As min ouens wat ek ken, wat 'n ingeboude alarmpie het, wat elke oggend 5 uur afgaan. Ek ken 'n oom of twee wat sê hy het nooit in sy lewe 'n alarmpie gebruik nie, 5 uur die oggende is hy wakker. Maar die meeste van ons het nogal so iets nodig. Dis of 'n ou klokkie wat daar langs jou bed staan, of dis jou foon wat jy gebruik, maar op een of ander manier het ons meeste van ons so 'n alarmpie, wat in die oggende moet afgaan, om ons uiteindelik wakker te kry. As jy 'n selfoon het, en jy gebruik jou selfoon se alarm, dan het hy so 'n wonderlike funksie, wat so 'n rooi knoppie het, wat sê snooze. Ek hoor die Afrikaans vir die woord is 'n slymer knoppie. Nou ek gaan liewers nou nie daardie woord gebruik nie, want dit klink om na 'n verskriklike ding, maar 'n snooze knoppie. Ek dink dis die beste ding wat die Engelse nog kon uitgedink het, is om so dinge in 'n alarm in te bou. Want ek en jy weet mos nou wat doen 'n snooze knoppie. As daai alarmpie afgaan en jy druk snooze, dan kan jy nog so 'n bietjie insluimer. Ek dink dis waar die slymer knoppie gedagte vandaan kom. En dan oor 8 minute of 10 minute later, dan gaan die alarmpie weer af. En as jy nou nog steeds nie lus is om op te staan nie, dan snoes jy maar net nog 'n keer en dan lê jy maar nog 'n rukkie. Dis 'n wonderlike ding wat 'n alarm in het, nee. Maar terselfdertyd natuurlik ook een van die gevaarlikste goeters. Want daai snoesknoppie kan maak dat jy inderdaad laat is vir waarvoor jy eintlik moes opgestaan het. As jou alarmpie nou 6 uur moes afgegaan het en jy snoes hom nou later tot jy by 6:30 of 7:15, dan en jy moet dan opstaan, dan moet jy alles is deurmekaar, alles is laat en dan moet alles nou met spoed gebeur. Maar dit gebeur ook so dat hoe meer jy daai snoesknoppie druk, hoe minder hoor jy hom later. Ek het nou al 'n paar keer gehoor dat mense sê ek slaap sommer dwars deur my alarm. Ek hoor hom nie eers nie. Want jy het so gewoond geraak aan daai klank dat jy dit later amper nie eens meer hoor nie. So alhoewel dit 'n wonderlike, heerlike, lekker dingetjie is wat in 'n alarm ingebou is dit uit die aard van die saak ook maar partykeer so 'n bietjie gevaarlik. Ek wil graag hierdie gedagte van 'n wekker, 'n snoesgedagte as narratief gebruik vir dit wat ons vanmôre in die woord hoor. Want ek dink in 'n mate is dit wat Paulus in gedagte het in ons moderne taal, as hy hier vir ons sê, ons moet wakker word. Vers 11, wat begin deur te sê, word wakker. Die tyd van die finale verlossing is baie naby. Daarom word wakker uit die slaap uit. Die Engels gebruik nogals hierdie woord slumber. Die Grieks gebruik die woordjie om te sê, omdat die tyd gereed is, daarom moet jy wakker word. Daardie alarmpie, daardie wekker, daardie goddelike wekker het afgegaan. En dan is daar nie nog tyd om te snoes nie.
wil hierdie teks eintlik vir ons sê. Die wekker lui en jy moet opstaan. In vers 12, 13 of in vers 11 as hy sê, die tyd is hier. Ons ken die tyd wat ons moet wakker word. In die Grieks ken ons mos nou, en julle is nou al so goed in Grieks, want ek leer julle elke Sondag iets daarvan. Maar ek sal onthou, ek het dit al iewers vir jou geleer, in die Grieks is daar 2 woorde vir tyd. Die een woord is die kronologiese tyd, wat op 'n oorlosie en op 'n kalender is. Dis nou die sekondes, die minute, die ure, die dae, die weke, die maande. Daai kronologiese tyd, die een volg op die ander een. En die Griekse woordjie daarvoor is ook kronos. So jy hoor sommer die woordjie kronologie daar uit, kronos. Maar dan het die Grieke ook 'n ander woord wat hulle vir tyd gebruik. En dis ook die ander bekende woord wat julle ken, naamlik kairos. Jy praat dikwels, dis 'n spreektaal wat ons sê, daar was 'n kairos moment gewees, of daar was 'n kairos oomblik gewees. En dis presies wat kairos bedoel. Kairos is hierdie spesifieke oomblik. Hierdie bestemde geleentheid, 'n besliste oomblik, 'n oomblik waarin daar 'n reaksie gebeur het. Daar was 'n verloop van iets wat plaasgevind het. Skielik was daar iets wat gebeur het en daarna verloop dinge anderster. Dan sal ons sê daai oomblik was 'n kairos oomblik. Die geboorte van ons Here was 'n kairos oomblik. Die hele volk verwag dat 'n Messias gebore moet word. Dat daar iewers 'n dag sal kom dat die Messias sal kom. Maar dit gebeur nie, dit gebeur nie. Dis in die Ou Testament, Nuwe Testament verloop 400 jaar van stilte wat ons niks hoor nie. En dan skielik op 'n dag, dan is die engel by Maria. En sê, maar jy gaan hierdie kairos oomblik laat gebeur. Dit gaan deur jou gebeur. In jou gaan jy 'n kind verwek en gaan hierdie een die verlosser, die Messias word. En as Jesus daardie dag in Bethlehem gebore word, dan is dit hierdie kairos oomblik. Daar is 'n lang tyd wat verloop het, en skielik is dit hierdie ingrype, hierdie besliste oomblik, en daarna sou alles anderster wees. Dis 'n tipiese kairos tyd. Nou sê Paulus vir ons, omdat ons hierdie kairos tyd ken, en dan noem hy dit by die naam, naamlik die tyd van die finale verlossing van ons Here Jesus Christus, wat op pad is. Juist daarom moet daar 'n klomp goed in ons lewens gebeur. Nie die oorlosie tyd nie, nie omdat dag en datum naby is nie, dis hoekom ons so 'n bietjie stoei met ouens wat dag en datum van die wederkoms wil voorspel, of selfs van die wegraping wil voorspel, want die Here werk nie met kronos tyd nie. Hy werk met kairos tyd. Wanneer die tyd vol is, wanneer die tyd gereed is, wanneer daai besliste oomblik daar is, dan laat hy bepaalde goed gebeur. En nou sê Paulus, daardie kairos oomblik van sy finale verlossing staan voor die deur. En omdat ons dit weet, die Griek sê eintlik daar in vers 11, in Afrikaans staan daar, omdat dit is alles nodig, omdat jy weet hoe laat dit al is. Die kennis is daar. In die Grieks is dit baie sterker, omdat ons die tyd ken van die finale verlossing. Daarom moet bepaalde goed gebeur. En dan lig Paulus vir ons 4 goed uit, wat hy sê, wat moet gebeur. Juist omdat ons bewus is van dat die wekker nou gelei het, en ons nou moet opstaan, en dat die kairos oomblik op hande is, moet daar 4 goed gebeur. Die eerste wat hy sê is, die nag is so te sê verby. Die dag het gekom. Die lig is op pad. Die duisternis, en hier gebruik hy natuurlik nou simboliese taal, metaforiese taal, om te sê, die nag, die donkerte, die duisternis, die sonde, die sleg, die verkeerd, al daai bose goeters, dis amper so te sê verby. Dit was vir baie jare, baie eeue was 'n deel van ons lewe, maar die lig, Christus is op pad. En as daar die lig deurbreek, het die duisternis geen plek meer nie. Ek en jy ken dit baie goed. As jy bietjie vroeg in die oggend opstaan en dit is nog donker, dan is alles pikgiet donker of donker, maar die oomblik as die son daar in die ooste sy kop begin wys, dan kan die duisternis maak wat hy wil, die donker kan maak wat hy wil. Die lig is eenvoudig net so sterk dat dit die duisternis verdryf. En dis die beeld wat hy sê, die nag het ver gevorder, dis byna verby, al hierdie bose tye en daai goeters is aan die uitloop, maar die lig is op pad. En die ware lig gaan uiteindelik die duisternis verdryf. Maar omdat dit waar is, sê, moet daar nou 4 goed met ons gebeur. Nommer 1, ons moet ophou om die werke van die duisternis te doen.
As jy besig is met goed wat in die duisternis, en onthou nou as sê, dis metaforiese taal om te sê die duisternis gaan oor die sonde en oor die bose en die verkeerde en die slegte. Ons moet ophou, sê vir sy lesers, om met daai goed besig te wees. Trouwens in die volgende vers haal hy dit so 'n bietjie uit en sê, wat beteken dit alles? Dit gaan oor uitspattigheid en oor drinkery en oor ontug en oor onsedelikheid en oor rusies en jaloesie en noem nou maar op. Hy noem sommer 'n klomp goeie wat deel van hierdie donker wêreld is. Sê, hou op met daardie werke. As ons ophou daarmee, dan volg 'n tweede ding, as hy, en laat ons die wapens van die lig opneem. Miskien ons is nie 100% seker nie. Verwys Paulus hier na sy beeld wat hy in Efesiërs 6 gebruik het oor die wapenrusting van 'n gelowige. Om te sê daar gaan 'n stryd wees tussen lig en donker. Daar gaan 'n stryd tussen reg en verkeerd wees en die Here gee vir jou daardie wapenrusting van die lig wat jy moet aantrek om uiteindelik staande te kan bly teen hierdie geweldige aanslag van die duiwel. Hier hoor ons dit, dat ons die wapens van die lig opneem. Derdens sê hy vir ons, ons moet welvoeglik lewe, soos dit in die daglig hoort. Nou hierdie woordjie welvoeglik, eintlik 'n moeilike beskrywing, maar dit was 'n Hebreëse uitdrukking om vir iemand te sê leef reg. En as jy so 'n bietjie daai woord gaan deur Paulus se briewe kyk, dan sien jy hy gebruik dit 33 keer. 33 keer in sy briewe praat hy van hierdie gedagte van dat ons welvoeglik moet lewe. Dat ons op 'n manier moet lewe dat dit wel is vir ander mense. Dat dit bevoeglik is vir ander mense. Dat dit waarmee ek besig is, dit nie nodig is om oorskaam te wees nie. Maar dat mense met 'n rustigheid, dit wat ek doen, dit wat ek sê, dit wat ek sien, ek dink, dat dit uiteindelik welvoeglik is. En dan sê hy die laaste gedagte in vers 14, en hier ongelukkig weet ek nie hoekom met die 83 het vertaling, het so vertaling, maar die 83 sê, nee, julle moet lewe soos volgelinge van die Here Jesus Christus, en nie voortdurend daarop uitwees om julle sondige begeertes te bevredig nie. Maar as jy die 33 gaan kyk en die 2020 gaan kyk, dan sien jy dit is daar baie meer reg vertaal of letterlik vertaal. Daar staan in daai twee vertalings en dan uit daar sak nou ook in die Grieks, beklee julle met Christus Jesus. En moenie daarop uitwees om julle sondige begeertes voortdurend te bevredig nie. Paulus sê, daar gebeur 4 goede. 1, ek hou op met dit wat verkeerd is. Ek maak 'n doelbewuste keuse om die wapens van die lig op te neem, om 'n wapenrusting aan te trek wat pas by die dinge van die lig. Uit dit vloei 'n welvoeglike lewe, 'n lewe waaroor ek nie hoef skaam te wees voor mense nie. En dan sê dit alles gebeur wanneer ek Christus aantrek. Die tens, wat is dit in Afrikaans, die tyd waarin hierdie werkwoord gebruik word, van beklee julle met Christus, dui daarop dat dit 'n voortdurende reaksie moet wees, of aksie moet wees. Dit is nie iets wat ek eenmalig doen en dan is dit verby nie. Beklee jou, letterlik vertaal dan, beklee jou elke dag, of beklee jou aan mekaar met Christus Jesus. Die duisterse klere lyk anderster as die klere van Christus. En Paulus sê, juis omdat ons weet die Kairos oomblik is naby. Dit selfs nader, sê hy het dit nou baie ernstig opgeneem dat die Here se wederkoms vinniger op hande sal wees. Hierdie oomblikke van finale verlossing is selfs nader as toe ons tot geloof gekom het. Sê juis omdat jy dit weet. Juis omdat jy die kennis het van die Kairos oomblik wat gaan plaasvind. Juis daarom het hierdie 4 goed in jou lewe gebeur. Los die goed wat in die duisternis hoort. Trek die wapens van die lig aan. Leef welvoeglik en trek Christus Jesus gedurig aan. Geliefdes, ons begin met adventstyd vanmôre. En advent vir die wat dalk alweer so 'n bietjie vergeet het of wat nie onthou nie. Advent is die 4 weke voor Kersfees en advent beteken letterlik 'n tyd van afwagting of 'n tyd van verwagting. In hierdie 4 weke wag ons om die koms van die Here na hierdie wêreld te vier, wat ons met Kersfees doen. Soos 'n tyd van afwagting. Maar dis ook 'n tyd van verwagting, dat dit wat die Here ons beloof het toe hy opgevaar het om te sê ek kom weer terug, dat dit ook op 'n dag sal gebeur. Hierdie waarvan Paulus hier praat, hierdie finale verlossing, die dag van finale verlossing wat op pad is, dit vier ons ook in Advent. Dis hoekom ons 4 kerse het, wat tradisioneel deur die eeue elkeen 'n betekenis gekry het. Vanmôre die hoop, Sondag van hoop. En dan word dit opgevolg van Sondag van vrede, die Sondag van vreugde en die Sondag van liefde.
Maar in dit alles hoor ons elke Sondag in hierdie volgende 4 weke, ons wag om die koms van die Here te vier, die eerste koms toe in hierdie wêreld ingekom het, daar die Kairos oomblik waarvan ons nou gepraat het en nou gehoor het, maar terselfdertyd is ons hoop reeds geplaas op 'n tweede koms, 'n finale koms van ons Here Jesus Christus. En omdat ons dit weet, sê Paulus, is dit gepas dat God se kinders op 'n ander manier lewe. Nie die snoesknopjie aan mekaar druk en maar net weer insluimer, maar net weer met die werke van die duisternis besig wees nie, maar wakker word, opstaan en lewe soos mense van die lig. Ek het al baie gewonder, wie van julle sou kon sê, 'n bepaalde teks het jou na die Here toe gelei. Jy het iewers 'n teks gehoor of gelees of 'n preek en hierdie het jou eenvoudig net so aangespreek dat dit jou lewe verander het. Die interessante is dat die ou groot kerkvader Augustinus, waarvan ons nou maar altyd in die kerk hoor, het met hierdie einste teks wat ons nou vanmôre gelees het, tot bekering gekom, tot inkeer gekom. Dis die jaar 386 na Christus. Augustinus is 'n professor daar in Egipte, in Noord-Afrika, beroemde professor, bekend, maar 'n rowwe ou. 'n Ou wat elke aand uitgegaan het, soveel as moontlik vrouens bymekaar gemaak het, soveel as moontlik gedrink het. Hy was regtig 'n rowwe ou. Sommer net so interessant in sy in een van sy confessions wat hy nou skryf nadat hy die Here leer ken het, vertel hy die verhaal dat hy op 'n dag geloop het. En een van hierdie vrouens met wie hy nou baie rond gekuier het, kom van voor af en sy sê vir hom, "Hallo Augustinus." En hy stap net eenvoudig aan. En sy draai om en sy sê, "Augustinus, ek praat met jou. Dis ek, onthou jy my?" En sy noem my naam op. En hy draai om en hy sê, "Maar dis nie meer ek nie. Iets het verander in my. Ek is nie meer Augustinus wat jy ken nie. Ek is iemand anderster." Maar terug na die verhaal toe. In 386 sit hy en 2 vriende in kuier daar by die plek waar hulle nou klas gee. En een van sy vriende, vreeslike naam, ou se naam is Ponticanius. Ponticanius vra vir hom, "Is jy 'n Christen?" En Augustinus sê, "Nee, ek weet my ma bid vir my, maar nee, ek is nie 'n Christen nie." Nou die verhaal word vertel dat sy ma Monica al 17 jaar vir hom op daai stadium gebid het, dat hy die Here sal vind en sal leer ken. Maar op daai oomblik sê hy nee, hy ken nog nie die Here nie, sy lewenstyl maak dit nie moontlik dat hy die Here kan ken nie. En hierdie vriend van hom vertel vir hom die verhaal, hoe hy deur iemand anders se verhaal die Here leer ken het. Hy was by 'n geleentheid en hy het gehoor hoe hierdie persoon sy hart vir die Here gegee het en hoe dit alles gebeur het en hy was so verwonderd oor hierdie verhaal dat hy uiteindelik sy eie lewe vir die Here gegee het. En Augustinus het daar weggeloop, hy was blykbaar baie bedruk en leeg gevoel en verward oor dat hierdie ouens om hom wat die Here ken is so vol vreugde en is so baie blydskap, maar hy het hierdie leegheid in hom en hy kry eintlik maar net plesier die hele tyd, maar dit vul nie sy hart nie. En so gaan sit hy op 'n bankie in die tuin en hy skryf dan in sy Confessions, as jy daai Engelse vertaling van die Confessions van Augustus kan gaan lees, in hoofstuk 8 skryf hy in die besonder hieroor, skryf hy dat terwyl hy daar sit, hoor hy hierdie kinderstemme. En hierdie kinderstemme sing, Tolle lege, tolle lege. In Afrikaans vertaal, neem en lees. En Augustinus weet, dis vir hom bedoel. En hy staan op en hy loop terug daar waar hulle gekuier het en daar was 'n Nuwe Testament oop gewees op die tafel. En hy vat daar die Nuwe Testament en raai nou wat? Hierdie teks van vanmôre is die gedeelte waarby dit oop lê. En hy lees Romeine 11 vers 13. En 11 vers 13 sê, ons moet welvoeglik lewe soos dit in die daglig hoort. Daar moet geen drinkery en uitspattigheid, geen ontug en onsedelikheid, geen rusie en jaloesie wees nie. En Augustinus weet, dis ek. Dis ek hierdie, van wie die Here hier praat, en van wie Paulus praat. En hierdie gedeelte lei hom uiteindelik om sy lewe vir die Here te gee. En ons weet nou, as jy 'n bietjie oor Augustinus kennis het, weet ons, dis een van die grootste, as dit nie die grootste kerkvader is, wat die kerk nog ooit opgelewer het nie. Augustinus het 'n ongelooflike rol in die vroeë kerk gespeel. En dit het gebeur, aan aanleiding van hierdie teks wat hy gehoor het. Vriende, ons is
baie duisende jare daarna. En ek dink ons vergeet partykeer die krag wat die woord van God het, om mense se lewens inderdaad nog te verander. En daarom is dit my gebed vanmôre op hierdie eerste Sondag, waar ons opnuut weer verkondig, dat ons hoop op die tweede koms van die Here, dat hierdie finale verlossing gaan kom, dat ons dit sal doen wat ons nou verhoor het, dat ons nie meer die snoesknoppie sal druk nie, maar dat wanneer God se wekker lui, ons sal opstaan, dat ons die werke van die duisternis sal los, dat ons die wapens van die lig sal opneem, dat ons welvoeglik sal lewe, en dat ons voortdurend met Christus sal bekleed. Dan maak ons in hierdie tyd gereed vir daardie oomblik, daardie Kairos geleentheid, wanneer ons Here Jesus gaan terugkom. En dan is ons gereed daarvoor. Mag ons in hierdie adventstyd inderdaad ons ook hiermee besig hou. Amen.